Paasfees betalje. Wat 'n verskil maak Paasfees? Die meeste van ons hou van vakansiedae. Vir baie van ons maak dit nie saak watter vakansiedag dit is nie, solank ons net kan laat slaap of dalk see toe kan gaan op vakansie. Elke jaar is daar 2 groot godsdienstige feesdae of vakansies in die Christelike kalender: Kersfees en Paasfees. Mens kan agterkom as 'n vakansie op hande is, want baie mense deel jou gedagtes van wegbreek. Lang naweke en skoolvakansies is altyd welkom vir die meeste mense. Vir die meeste van ons is Kersfees die meer bekende en belangrikste een, want dis die een waar ons gewoonlik tyd bestee met ons vriende en familie. Ons sing en vier fees en lag en deel presente uit. Kersfees voel vir ons soos die klimaks na 'n moeilike jaar. Maar wat van Paasfees? Vir baie mense is dit maar net nog 'n lang naweek, 'n welkome breek tussen Kersfees en die volgende skoolvakansie. Selfs Christene behandel Paasfees maar soos 'n stiefkind, 'n tweede klas vakansieseisoen. Het herinner hulle aan iets wat met hase en eiers en sjokolade en marshmallows te doen het. Dalk het ons iets langs die pad verloor. As Paasfees nie gebeur het nie, sou Kersfees geen betekenis gehad het nie. As Paasfees nie plaasgevind het nie, sou Kersfees niks meer as maar net 'n mooi fabel of feeverhaal gewees het nie. As Paasfees nie waar was nie, dan sou Kersfees maar net 'n storie gewees het van 'n babatjie wat gebore is in 'n obskure dorpie in 'n veraf land meer as 2000 jaar gelede. Die groot wonder van Paasfees gee vir Kersfees sy ware betekenis. Dalk onthou jy dele van die Paasfees storie. My oupa wou eendag by sy 4-jarige dogter uitvind hoeveel sy van die Paasfees storie weet. Hy het gesien hoe sy in die agterplaas speel met haar maatjies en hy stap toe nader en vra hulle: "Wie van julle weet hoekom ons elke jaar Paasfees vier?" Een van sy kleindogter se maatjies antwoord: "O, dis wanneer ons na die inkopiesentrum gaan en op die groot haas se skoot sit en vir hom vertel watter persent ons alles in die paasmandjie wil hê." Nog 'n maatjie se antwoord was nie veel beter nie. Nee, dis wanneer jy 'n boom vat en eiers daarin hang en as jy die volgende Sondag wakker word, is daar persente onder die boom vir jou. Die oupa onderbreek die kleingoed se antwoord en sê: "Dis almal goeie raaiskote, maar nie heeltemal reg nie." Hy kyk na sy kleindogter en vra: "Weet jy hoekom ons Paasfees vier?" Sy knik haar kop. Dis wanneer Jesus gekruisig is. Hy het dood gegaan en sy disippels het sy liggaam in 'n graf gaan sit. Toe rol hulle 'n groot klip voor die opening. Daar was wagte wat die graf bewaak het, maar hulle het in die slaap geraak. Op die 3de dag was daar 'n groot aardbewing en toe word die steen weggerol. Op hierdie punt het die oupa omtrent gebars van trots op sy kleindogter wat soveel van die Paasfees storie geweet het. Maar sy was nog nie klaar nie. En toe die aardbewing gebeur, het die hele dorp by die graf saamgedrom. As hulle Jesus sien uitkom en sy skare weer sien, sal hulle weet dat daar nog 6 weke van winter oor was. Iewers het sy deurmekaar geraak met die storie van Groundhog Day. Maar dis nie net Christene wat deurmekaar raak nie. Die wêreld dink oor die algemeen baie van Kersfees en baie min van Paasfees. Dis jammer, want Paasfees behoort die geestelike hoogtepunt te wees van die jaar, weens die opstanding van Jesus wat die diepste vrae van die mens kom beantwoord het. Kom ons kyk na 5 vrae wat beantwoord is deur Paasfees. Die eerste een is die vraag na twyfel. Moderne mans en vroue vra met groot erns: hoe kan ek weet watter godsdienst die regte een is? Dis 'n goeie vraag. Die gemiddelde persoon word vandag gebombardeer met 'n hele buffet van godsdienste waaruit hy kan kies. Ek kyk na al die verskeidenheid en wonder skoon oorweldig, watter een sal ek kies? Dis soos iemand wat voor 'n rak vol borrels staan en een moet kies. Die probleem is egter dat al die borrels gif in het, behalwe een. Hoe sal hy weet watter een is die regte, veilige bottel? Dis 'n relevante vraag, want op die oppervlak lyk dit of daar nie veel verskil is tussen die Christendom en die ander godsdienste van die wêreld nie. Hulle almal het groot leiers gehad, net soos ons. Hulle het ook geskrifte wat neergeskryf is, net soos ons. Hulle het ook stories van wonderwerke, net soos ons. Hulle het ook hoë etiese standaarde, net soos ons. Hulle het ook 'n lang en ryk geskiedenis, net soos ons. As iemand verward sou voel en aanneem dat alle godsdienste maar dieselfde is, sal ons hulle seker kan verskoon vir daardie verwarring.
maar hulle is nie dieselfde nie. Daar is een groot grondliggende verskil, een feit wat die Christendom op sy sit van ander godsdienste. Gaan maar na al die godsdienstige leiers se grafte en besoek so 'n bietjie die grafte. Jy sal hulle almal vind. Mohammed se is in Medina in Saudi-Arabië. Boeddha se liggaam is veras en sy oorblyfsels is begrawe in 8 verskillende plekke vanaf Indië tot Kambodja tot China tot Bangladesh. Confucius se oorblyfsels is te vind in Khufu in die Shandong provinsie van China. Maar as dit by Jesus kom, is daar geen grafkelder waar sy oorblyfsels gevind kan word nie, want hy is nie daar nie. Die graf is leeg. Watter godsdienst is dan die regte een? Gaan maar net na die een wie sy stigter opgestaan het uit die dood. Daardie godsdienst is die ware godsdienst. Watter bottel op die rak is drinkbaar, maar vat nie gif nie? Die een wat sê lewende water. Dit beantwoord die vraag van twyfel. Die Christendom is die enigste ware pad na God, want die graf is leeg. Tweede vraag, die vraag van skuld en sonde. Iemand het gesê dat geen doktrine of leerstelling van die Bybel so maklik is om te bewys as die doktrine van menslike sonde nie. Ons sien die bewyse daarvan oral rondom ons. Jy hoef maar net 'n koerant op te tel of die TV aan te sit, of te luister na die radio, of te kyk na die mense met wie jy saamwerk elke dag. Beter nog, kyk maar net in die spieël. Die bewyse is oral sigbaar, sodat geen mens dit kan ontken nie. Dalk het hierdie jou se siening iets beet. Something so breakable will never be able to accurately reflect the beauty you behold. Die rede wat maak dat ons skuldig voel is omdat ons skuldig is. Paulus verduidelik dit so in sy brief aan die gelowiges in Rome. Die Bybel stel dit baie duidelik, niemand op aarde leef reg nie, niemand nie. Niemand probeer om volgens God se wil te leef nie. Almal het die spoor buister geraak. Hulle het in sonde verval. Niemand doen goed nie, nie 'n enkele een nie. Hulle kele is 'n oop deur na die doderyk toe, hulle tonge is vol bedrog, hulle lippe is vol van die dodelikste gif. Elke woord wat hulle sê is gelaai met bitterheid. Hulle vloek links en regs. Hulle kan nie voorbly om mekaar dood te maak nie. Agter hulle lê 'n spoor van vernietiging en ellende. Hulle weet nie wat dit beteken om in vrede met ander mense te leef nie. Hulle het geen eerbied vir God nie. Daar is niemand wat vandag kan spog daarmee dat hulle 'n perfekte lewe gelei het nie. Die rekord van ons mislukkings spook by ons dag en nag. Dit fluister aan ons in die donkerte en steek ons in die skande as die lig daarop skyn. Sonde is sigbaar in die voetspore van elke mens wat op planeet Aarde gebore is. Niemand is gebore sonder sonde nie, en niemand leef sonder sonde nie. En niemand kan spog daarmee dat hulle heeltemal vry is van sonde nie. Dit herinner mense aan Jesus se uitdaging aan die skare, laat hy wat sonder sonde is die eerste klip gooi. Niemand kon nie, want niemand is sonder sonde nie. Die vraag is nie, is ek 'n sondaar nie, maar die antwoord is altyd ja. Die vraag is eerder, hoe kan ek ontslae raak van die skuld wat ek aanvoel in my siel? Daar is 3 maniere waarop mense hierdie skuldprobleem probeer hanteer het. Die eerste groep mense probeer goed doen. Hulle hoop om die ewige kosmiese skaal van oortredings en slegte dade te balanseer met goeie dade. En daarom sien jy baie goeie dade in Ramadan van mense in 'n poging om al die verkeerde dinge uit te balanseer. Die probleem is nie die goeie dade nie, maar al die slegtes wat steeds daar is. Ons vind dit selfs in sogenaamde Christenlande. Hulle probeer model ma's en pa's wees. Hulle werk in die Boy Scouts en voortrekkers, hulle dra by tot die gemeenskapprojekte en sopkombuise. Hulle sny gras en betaal hulle skulde op tyd. Hulle werk hard in hulle beroep. Hulle is goeie uitstaande burgers van ons samelewing wat die wêreld 'n beter plek maak. En hulle hoop en bid dat al hulle goeie dade vir hulle sal help om vryheid te vind, vergifnis te vind en 'n loslating van die skuldgevoelens te vind wat hulle beleef. Ander mense weer bedek hulle skuld deur plesier na te jaag. Vir hierdie mense is die lewe een groot prettige partytjie. Alles vir hulle gaan oor geluk, ligte en musiek, hulle lag en praat en hou aan met beweeg. Hulle is heeltyd iewers heen op pad na die volgende partytjie. Want hulle vrees dat wanneer die ligte afgaan, die gelag sou stop, die klanke sou stil word.
dan sou hulle skielik die harde feite van die lewe in die oë moet kyk. Dis hoekom party mense draai na alkohol, dwelms, pille, opkikkers, stimulante van alle tipes. Dis die enigste manier wat hulle ken om die diep innerlike pyn mee te verdoof. Ander mense weer raak baie godsdienstig. Hulle weet dat hulle vrede moet maak met God. Dit sluit hulle aan by 'n kerk, word gedoop, neem deel aan die nagmaal, lees die Bybel en woon eredienste by wanneer hulle tyd kry. Godsdiens is vir hulle 'n manier om die skuldgevoelens te verlig wat hulle voel. Al hierdie pogings val egter daarin om van skuld ontslae te raak. Want dit raak nie die wortel van die probleem aan nie. Die wortel is sonde. En die morele skuld wat hulle beleef, vergroot die afstand tussen die mensdom en 'n heilige God. Niemand kan rondom daardie saak kom nie. Jy kan nie goed genoeg wees om jou skuld uit te vee nie. Jy kan nie genoeg lag of drink om jou skuld te verdrink nie. Jy kan nie genoeg bid om jou skuld te bedek nie. Dit kan nie gedoen word nie. Net Paasfees bring 'n antwoord vir die probleem van skuld. Was die dood van Christus genoegsaam om ons sondes te vergewe? Ja. Die Bybel sê vir ons dat Christus vir ons sondes gesterf het. Dit was sy hele missie en doel hoekom hy aarde toe gekom het. 1 Korintiërs 15 stel dit so. Soos ek die boodskap van ander gehoor het, het ek dit ook vir julle vertel. Die hart van alles is dit. Christus het gesterf sodat ons nie self sal moet sterf vir al die verkeerde dinge wat ons voor God gedoen het nie. Dit is presies wat die skrif voorspel het sou gebeur. Maar dit is net waar omdat Christus uit die dood opgestaan het. As Jesus vandag nog steeds in die graf was, was ons nog steeds vasgevang in 'n sonde. As Jesus nie opgestaan het uit die dood nie, dan was die Romeine en Joodse leiers reg toe hulle hom gekruisig het. As Jesus nie teruggekom het uit die dood nie, dan was Golgotha maar net nog 'n plek van teregstelling van 'n goedbedoelende maar misleidende godsdienstige profeet. Sonder Paasondag sou Goeie Vrydag nie goed gewees het nie. Ja, die dood van Christus vergewe ons van ons sondes, maar die opstanding van Christus maak sy dood effektief. Wil jy graag vergifnis van jou sonde ontvang en vryspraak van jou skuldgevoelens? Kyk dan na die gekruisigde, begraafde en opgestane Seun van God, Jesus Christus. Kyk na hom wat oorwinnend opgestaan het en jy sal vergifnis en vryheid en vrede ervaar. Nou kom ons by die derde vraag, die vraag van alleenheid. Manne en vroue dwars oor die wêreld vra, waar kan ek 'n vriend kry? Hoe kan ek iemand kry wat vir my omgee? Dit mag dalk na 'n vreemde vraag klink. Veral as jy in 'n groot stad woon omring deur duisende mense, hoe kan enigiemand dan alleen wees? Maar dis nie moeilik om te verstaan nie. Baie mense lewe in die vinnige baan. Hulle staan op, trek klere aan, gaan werk toe, kom huis toe, lees die koerant, kyk bietjie TV, eet aandete en gaan na bed toe. Net om môreoggend weer dieselfde resep te herhaal. Ons leef so in 'n bang en vreesbevange gemeenskap waar min mense regtig hulle bure leer ken het. Ons bou hoë mure, plant hoë heininge en installeer sekuriteitssisteme om ons privaatheid te waarborg. Mense beweeg heeltyd in en uit so vinnig dat ons nie eens agterkom dat hulle daar is of nie. En dikwels kom ons nie eens agter as hulle wegtrek en nie meer daar is nie. Duisende mense gaan bed toe elke aand oorlaai met laste en bekommernisse en swaar harte, gefrustreerd, verveeld, uitgemergel, moeg, met meer vrae as antwoorde, baie probleme en min oplossings. En niemand wat hulle 'n naby vriend kan noem nie. Mense wonder hoe die hel eendag sal wees. T.S. Eliot noem dit die groot leegte, the land of ugly nothingness. Ons kan onsself nie so 'n plek voorstel waar ons uiterste alleenheid kan beleef nie. 'n Plek waar jy skree en roep sonder om 'n antwoord te ontvang nie. Jy roep om hulp, maar niemand hoor jou stem nie. Jy val en struikel deur die donkerte, jy is alleen. Dalk is dit soos die hel gaan wees. 'n Plek van uiterste alleenheid. 'n Plek waar niemand konnekteer met ander nie. In skrille kontras met Eliot se siening hoor ons Jesus se laaste woorde: ek sal met jou wees, vir altyd. Onthou dat hy daardie laaste woorde aan sy disippels in Matteus 28 nie uitgespreek het voor sy kruisiging nie, maar juist nadat hy teruggekom het uit die dood. Daardie woorde het net betekenis as Jesus vandag nog lewendig is. As Paasfees nie gebeur het nie, sou Jesus nie met ons gewees het nie, en dan was ons waarlik alleen. Hebreërs 13 vers 5. God het ons gesê, ek sal jou nooit alleen los nie.
en ek sal jou nooit in die steek laat nie. En dis 'n belofte. Dis waar en jy kan jou lewe daarop bou. As jy aan hom behoort, sal hy jou nooit verlaat nie. Dis omdat hy opgestaan het uit die dood, hy lewe vandag en sal met ons wees vir altyd. Daarom sal ons nooit alleen of verlate wees nie. Die probleem van swakheid. Baie van ons worstel met die vraag, hoe kan ek die persoon word wat ek graag wil wees? Ons sukkel met die vraag, want ten spyte van ons goeie intensies en hoë ideale en goeie voornemens, skiet ons gedurig tekort van dit wat ons wil wees en word. Die meeste van ons maak nuwejaarsvoornemens wat omtrent 'n week lank hou. Ons hou aan om 'n nuwe blaadjie om te slaan, want die oues wil nie werk nie. Die bladsy van die geskiedenis is vol geskryf van mans en vrouens wat groot drome gedroom het, maar gefaal het daarin om dit te verwesenlik. Is daar 'n manier uit hierdie konstante siklus van mislukking? Vir die Christen is die antwoord ja. Hoeveel krag dink jy het dit gekos om Jesus uit die dood op te wek? As jy dit sou kon vertaal na perekrag of kilowatts, sou dit seker meer as 10.000 wees of dalk 1 miljoen perekrag. Party mense reken dat dit sou die ekwivalent wees van 'n kernontploffing om Jesus uit die dood op te wek. En die waarheid is dat ons met al ons wetenskaplike kennis nie eens dit vandag kan dupliseer nie. Ja, paramedics kan iemand skokke gee om sy hart weer in die klop te laat gaan, maar as die doodsertifikaat se ink al 3 dae oud is daar geen kans dat enige menslike kragbron iets sou regkry nie. Jesus se opstanding was 'n unieke gebeurtenis, dis ware krag. Dink net hoeveel krag jy sou gehad het, as jy in staat was om mense uit die dood te laat opstaan. Dink net hoe sterk sou jy gewees het, en wat jy alles daarmee sou kon doen. Dalk sou dit genoeg wees, om die knaande probleme van elke dag te bowe te kom, as ons maar net sulke krag gehad het. Die goeie nuus is egter, dat ons toegang het tot daardie krag. Die krag wat vir Jesus uit die dood opgewek het, woon nou binne in jou deur die Heilige Gees. Paasfees is God se antwoord vir die menslike probleem van swakheid. Omdat Jesus uit die dood opgestaan het, het jy toegang tot al die krag wat jy nodig het, om elke probleem van jou lewe die hoof te bied. Dan die vraag van die dood. 4000 jaar gelede het Job die vraag gevra, as 'n mens so doodgaan, kan hy weer lewe? En dis die grootste vraag van al die vrae, een wat Paasfees kom antwoord het. Wanneer 'n mens doodgaan, is dit moontlik dat hy weer sal begin leef? As dit moontlik was, sou ek in my swaar kry kon vasbyt, totdat ek weer 'n vry mens sou wees, het hy geskryf. Het jy al ooit nou 'n dooie persoon geraak? Hoe het dit vir jou gevoel? Daar's geen asem in die neus nie, geen vonkel in die oog nie, geen glimlag op die lippe nie. Die dood voel leweloos, onwerklik, onnatuurlik. Wanneer ons staan by die liggaam van iemand vir wie ons lief was, voel ons hulpeloos, kwaad, verslaan en bang. Die dood sober mens op, dis vreesaanjaend en maak mens bang. Geen wonder die Bybel noem dit die laaste vyand in 1 Korintiërs 15 nie. Geen mens wat nog ooit geleef het nie op een of ander stadium gebewe oor die feit van sy eie komende dood nie. Diep in ons harte wonder ons hoe dit sal wees as ons tyd gekom het om die ewige drempel oor te steek. Hoe sal dit wees as ons deur die vallei van doodskade weer gaan? Sal ons bang wees? Sal ons geloof die toets van die tyd deurstaan? Wat gebeur met ons wanneer ons doodgaan? Het Paasfees die antwoord op die vraag omtrent die dood? 'n Prediker wat op sy sterfbed gelê het weens kanker, was maar 55 jaar oud. En hy het nooit voorheen oor sy eie tydelikheid nagedink nie. Gedurende die jaar voor sy dood het hy baie geworstel met al die preke wat hy gemaak het oor genade, redding en die ewige lewe. Maar nou dat hy op die punt was om self te sterf, sou hy uitvind hoeveel van daardie preke waar was. Hy het die volgende paragraaf neergeskryf net voor hy dood is. My hele lewe as predikant het ek gepreek oor die beloftes van die opstanding van Christus en die krag van sy versoenende dood. Tot dusver het ek geloofchecks uitgedeel. Nou moet ek hulle inhandig en verruil vir kontant vir myself, net om uit te vind of hulle enige waarde het. En ek het hier tot 'n baie persoonlike oortuiging gekom. Dit is hier waar ek my eie dood in die oë staar, waar die kwaliteit van my lewe verbeter. Koning Dawid het geskryf in Psalm 23, dat hy sekerheid gehad het om te woon in die huis van die Here tot in ewigheid.
Vir my beteken dit dat ek, saam met diegene wat my vooruit gegaan het, net buite die deur staan van die volheid van God se genade in die ewige lewe. Vir my het Paasfees al reeds aangebreek. 'n Geloof wat jou nie help as jy sterwend is nie, sal nie veel beteken wanneer jy lewendig is nie. Die dood kon Jesus nie hou nie. Jesus het uit die graf opgestaan as oorwinnaar en lewe vir altyd. Die leë graf sê dat hy opgestaan het. Sy disippels het dit geweet, Jesus het opgestaan. Die kerk van Jesus weet, Jesus het opgestaan. Die hele skepping weet, Jesus het opgestaan. Jesus het die laaste vyand oorwin, hy het die probleem van die dood vir ewig opgelos, omdat hy dit namens ons betree het en anderkant uitgekom het, met die sedels van die dood in sy hand. Veronderstel jy was daar gewees daardie eerste Paasfees. Sou jy geglo het of getwyfel het? Wat sou dit vat om jou te oortuig, dat iemand wat dood is na 3 dae weer sou lewe? En dis nie iets wat elke dag gebeur nie. As jy een van Jesus se disippels was, sou jy die nuus van sy opstanding geglo het? Hoe het die mense wat Jesus die beste geken het gereageer op die nuus van sy opstanding? Sy disippels het nie 'n opstanding verwag nie. Dit was die allerlaaste ding wat hulle verwag het. Vergeet al die voorspellings van Jesus, hulle het plein opgegee en weggekruip. Wie het regtig enige probleme by die graf verwag? Wie was bang dat so iets sou gebeur daardie naweek? 'n Opstanding? Het lyk of die Joodse leiers meer geloof gehad het in Jesus se voorspelling van sy opstanding as sy eie disippels. Selfs die Romeine het sy woorde ernstig opgevat. Die volgende dag, net na die voorbereidings vir die Paasfees, is die Joodse leiers en die Fariseërs na Pilatus toe. U edele, het hulle gesê. Iets het ons intussen bygeval. Toe daardie bedrieër nog geleef het, het hy beweer dat hy na 3 dae uit die dood opgewek sal word. Wees asseblief so vriendelik om opdrag te gee dat die graf 3 dae lank goed opgepas word. Sy disippels sal hom dan nie kan kom steel en die storie vir almal vertel dat hy uit die dood opgewek is nie. So 'n storie sal baie erger wees as die een dat hy opgewek gaan word. Pilatus sê vir hulle, nou maar goed, julle het julle wagte, gaan pas die graf so goed op as wat julle kan. Hulle is toe daar weg om die graf te gaan oppas. Hulle het nie slegs die ingang met die klip toegemaak nie, maar ook wagte daar gelos. Die volgelinge van Jesus het nie 'n opstanding verwag nie. Wie was die eerstes daardie Sondagmôre by die graf? Die vroue. Het hulle 'n opstanding verwag? Nee. Markus sê dat hulle graf toe is met speserye om Jesus se liggaam te gaan salf en balsam. En daardie dae is 'n liggaam voorberei vir die graf deur dit te smeer met allerlei speserye en olies. Het klink of die mense wat hom begrawe het nie eens kans gehad het om die taak volledig klaar te maak voor die Sabbat sou aanbreek nie. Die vroue was dus daar om die balsamwerk klaar te maak. En wat het hulle daar gevind? Die klip was weggerol en die graf was leeg. Al 4 evangelies stem saam op hierdie feit. Die vroue het nie die geringste idee gehad wat gebeur het nie. Hulle het nie 'n opstanding verwag nie. 'n Engel het aan hulle verskyn en vir hulle verduidelik wat gebeur het, maar steeds het hulle dit nie geglo nie. Toe hulle in die graf ingaan, sien hulle 'n jong man aan die regterkant sit met lang wit klere aan en hulle het groot geskrik. Moenie skrik nie, sê hy vir julle. Julle soek Jesus van Nasaret wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek. Hy is nie hier nie. Kyk, daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels en in die besonder vir Petrus, hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien, soos hy vir julle gesê het. En het uit die graf uitgegaan en weggehardloop terwyl hulle gebewe het van die skrik. Hulle het vir niemand anders iets daarvan gesê nie, want hulle was bang. Johannes stel dit so, die Sondagmôre vroeg toe nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf al weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe, vir wie Jesus baie lief was, en sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat, en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Lukas stel dit so, toe het hulle sy woorde onthou en van die graf af teruggegaan en al hierdie dinge vir die 11 en al die ander vertel. Die vroue was Maria Magdalena en Johanna, Maria die ma van Jakobus. Ook die ander vroue saam met hulle het dieselfde dinge aan die apostels vertel. Maar vir hulle het hierdie verhaal na onsin gelyk en hulle het die vroue nie geglo nie.
Die nuus van Jesus se opstanding sou vir ons ook na pure nonsens geklink het. Strooi. Ons sou dit ook nie geglo het nie. Niemand staan op uit die dood nie, nie na 3 dae nie. Nie nadat hy afgeransel is met 'n sweep en 'n kats en gekruisig is nie, nie nadat hy vir 6 ure in 'n kruis gehang is nie, nie nadat 'n spies deur sy sy gesteek is nie, nie nadat hy toegedraai is in kilogramme speserye en doeke nie, nie nadat hy in 'n graf verseël is met soldate wat buitekant gestaan het nie. Alhoewel hulle by haar gehoor het dat hy lewe en as sy hom gesien het, het hulle haar tog nie geglo nie. Dit het teen hulle natuur ingegaan. Hulle kon so iets nie glo nie. Die mens wat Jesus die beste geken het en hom die meeste lief gehad het, het ernstige twyfel beleef. Hulle kon nie die nuus van die opstanding glo nie. Hulle het geglo dat Jesus dood is en hulle het nie verwag dat hulle hom ooit weer sou sien opstaan nie. Dit was duidelik aan die oormaatspesserye met sy begrafnis deur Nikodemus en later deur die vroue. Dit was duidelik in die hartseer van die vroue by die graf. Hulle slotsom dat iemand sy liggaam geskuif het. Die verwarring onder die disippels. Hulle het nie verwag dat hy uit die dood sou opstaan nie. Die mense wat Jesus die beste geken het, het nie geweet dat hy daardie Sondagmôre moes opstaan nie en moes teen hulle wil oortuig word. En wat het hulle uiteindelik oortuig? Jesus self het aan hulle verskyn. Die graf was leeg. Die engel het gesê dat hy opgestaan het. Maar toe Jesus self aan hulle verskyn, die een wat hulle sien doodgaan het hulle met hom gepraat, hom aangeraak, sy stem gehoor, in sy gesig gekyk. Dit was waar. Jesus het teruggekeer uit die dood. Teen alle verwagtings in het die waarheid hulle getref. Jesus het opgestaan uit die dood. Kan dit vandag nog gebeur dat iemand wat homself 'n Christen noem, ooit sou twyfel aan die opstanding van Jesus? Ja, selfs diegene wat hom die beste geken het aanvanklik getwyfel daaraan. Dis nie sonde om te twyfel nie. Partykeer kom ons twyfel nie vanuit haat nie, maar vanuit liefde. Die eerste disippels het Jesus so lief gehad dat hulle nie aanvanklik die waarheid kon glo nie, want hulle wou nie teleurgestel word nie. Hulle wou nie hulle herinneringe van Jesus besoedel met wilde gerugte wat nie waar kan wees nie. Jy kan hulle nie blameer nie. En liefde het gemaak dat hulle twyfel. En toe het dit gemaak dat hulle glo. En die vraag is nou, glo jy dit? Party van julle dalk al Israel besoek. Die toergids sou jou neem na Golgotha, die plek waar Jesus langs 2 diewe of moordenaars gekruisig is. Daar's 2 moontlike plekke waarna die gids jou dalk sal neem. Daarna sal hy jou neem na een van die verskeie tuingrafte, wat deur baie gesien word as moontlike plekke waar Jesus begrawe is destyds. As jy so stap vanaf die bus saam met al die toeriste na die tuingraf, is die kans goed dat jy by 'n grot sal uitkom wat uitgekap is in die heuwel van die Olyfberg. Tradisioneel sou jy sien dat dit moontlik bestaan het uit 2 kamers. Een kamer waar die dooies neergelê het en die ander kamer word die treurkamer genoem, waar geliefdes kon heen gaan om te treur oor hulle afgestorwenes. As jy daardie toeristegraf sou besoek, sal jy moet hurk om by die ingang van die laaddeur in te gaan, en binne sal jou oë 'n ruk vat om gewoon te raak in die donkerte. Daar aan die een kant is daar 'n lysie wat in die rots uitgekerf is. Jy kan jouself voorstel dat dit omtrent so iets was waar Josef en Nikodemus vir Jesus se liggaam neergelê het op Goeie Vrydag. Elke detail van die tuingraf pas by die Bybelse beskrywing van die plek waar Jesus begrawe is. Alles is soos het moet wees, behalwe vir een ding. Jy kyk rond in die graf en daar's een ding afwesig. Die liggaam is weg, die graf is leeg. As jy die tuingraf sou verlaat, sou 'n handgeskrewe bordjie by die uitgang jou opval wat jou oog gaan tref. Dit verkondig eenvoudig, hy is nie hier nie, want hy het opgestaan. As 'n mens sou doodgaan, sal hy weer lewe? Ja. Hierdie is die antwoord vir die grootste, diepste finale vraag. Almal van ons sal die dood eendag in die oë staar, maar vir diegene wat Jesus ken, bevat die dood geen vrees nie. Ons is nie bang vir die donkerte nie, want Jesus is die lig vir die wêreld. Ons is nie bang vir die vallei van die dood nie, want Jesus het gesê dat hy as die goeie skaapwagter met ons sal wees en deur die vallei saam met ons sal gaan. Ons gaan doodgaan, maar ons gaan nie dood bly nie. Jesus hou die sedels vas van lewe en dood. Miskien het jy al die uithangbord gesien met 'n prentjie van Jesus wat hang aan die kruis. Onderaan die prent is daar die woorde, "It's your move."
Jesus het gesterf aan die kruis, maar nou is dit jou skuif. Jesus het opgestaan uit die dood, nou is dit jou skuif. God het al die diepste vrae omtrent die dood geantwoord met die eenvoud van 'n leë graf, Jesus lewe. Maar wat 'n verskil maak dit aan jou? Sal jy hom vertrou as jou redder en Here? Dis jou skuif nou, jou besluit. Hoe gaan jy reageer op God se inisiatief? Michael Green het dit so gestel. Christianity does not hold the resurrection to be one among many tenets of belief. Without belief in the resurrection, there would be no Christianity at all. The Christian church would never have begun. The Jesus movement would have fizzled out like a damp squib with his execution. Christianity stands or falls with the truth of the resurrection. Once disprove it, and you have disposed of Christianity. Here, help vir diegene wat twyfel, om nie meer te twyfel nie. Mag elkeen wat wonder of dit alles waar kan wees, uitvind dat die vraag beantwoord is op Paasnaweek, en dat Jesus vandag nog lewendig is. Hy is nie hier nie, hy het opgestaan. Mag ons in hierdie Paastyd nuwe vreugde beleef, want U is die opstanding en die lewe. Amen.